Hallo, ek is Marius Gryiling vir Suidlanders Media. Hierdie volgende video is 'n opiniestuk, 'n meningsstuk van myself af wat ek graag met julle wou meegedeel het. So dit gaan nou nie soveel oor wat in die nuus in die wêreld aan die gang is nie, maar iets wat my bygeval het en wat my so 'n bietjie gepla het en ek het gevoel, kom ons maak 'n video daaroor. Kom ons steek die voelers uit en kom ons kyk hoe voel die kykers oor hierdie opinie en oor hierdie mening. Nou dit het alles begin so 3 aande terug toe ons almal het lekker geslaap. Ek het hier teen 11:15 die aand nog steeds wakker gelê, want dit is 36, 37 grade nog steeds hier in die Appington nag, het nie lekker afgekoel nie, maar nou ja, ek het wakker geword, ek het op die stoep gaan sit en ek het besluit ek gaan deur my groepe gaan. Ons almal is ons lekker baie groepe op WhatsApp en op een van my groepe kom ek op 'n video af van David Wilkerson. Nou, Gustav Miller praat baie van David Wilkerson, Johanna Brandt, Senior van Rensburg, Alois Ilmaier en Roger Thiel. En ek het nog nooit regtig waarna enigiets van David Wilkerson gekyk nie. Ek besluit die man, ag, dis 'n 15 minute lange video. Kom ons kyk hom gou en dan daarna kan ons dalk in die bed gaan klim. En wow, die ou het in 1972 het hy hierdie gesigte gesien, soos wat oom Senior ook maar gesien het, hierdie visioen gehad, kan mens dit maar nou noem, oor wat gaan met die wêreld gebeur, wat gaan spesifiek, hy was 'n Amerikaner, wat gaan spesifiek met Amerika gebeur. En die dinge wat hy gesien het en wat hy kwyt geraak het in 1972, het die mense gedink hy's heeltemal van sy trollie af. Hulle het gesê daar is geen kans dat ons gaan toelaat dat hierdie transgender mense wat hulle opgemaak het soos narre half om ons kleuterskoolkinders te leer dat dieselfde geslag intimasie is okay nie. Hulle het gesê man, daar is nie 'n manier dat ons dit ooit sal toelaat dat godsdienst uit ons skole uitgehaal gaan word en laat ons hierdie tipe mense ons kinders sal opvoed nie. En kyk vandag in Amerika, wat is aan die gebeur? Presies wat hy gesê het. Maar in elk geval, en toe daarna toe ek nou eers wakker, toe kan ek glad nie slaap nie nadat ek David Wilkerson se video gekyk. En toe beweeg ek oor na Johanna Brandt toe. Ek het lanklaas van Johanna Brandt se dinge gekyk of 'n bietjie meer daarvan geleer. Ek tog kom ek skerp myself op daarmee. En yes, dit was fantasties geweest. En Senior van Rensburg, daarna het ek 'n paar video's van gekyk. Daar's 'n hele paar mense wat al video's gemaak het van Senior van Rensburg en so het dit maar aangegaan. En toe dink ek terug, maar yes, ek het al 'n hele paar gesprekke gehad met vriende, familie en so aan wat glad nie glo aan Senior of Johanna Brandt as moderne hedendaagse profete en dit wat hulle geprofeteer het of dit ooit sal waarkom nie. Hulle het net my gesê man, jy lewe jou lewe en jy moenie jou steur aan sulke mense nie. Jy kan nie jou vasmaak aan wat iemand in die 70s of die 80s jarige of die 60-jarige vir jou sê wat gaan gebeur in die huidige toekoms nie. En dit was nogal vir my erg om nie met hulle te kan praat oor hierdie tipe dinge nie. En ek weet daar's 'n hele paar mense wat van hierdie opinie is. Maar as ons gaan kyk in ons Hemelse Vader se boek, die Bybel, na Daniël, na Micha, Esegiel 38, 39, die boek van Openbaring. Ek bedoel daar's legio profete wat die Israeliete en die mense van God gewaarsku het oor dinge wat kom. As hulle nie gaan terugdraai nie, dan gaan hierdie gebeur of hierdie en hierdie gaan gebeur en so voort. Daar was soveel profete. Ek kyk nou byvoorbeeld, ek is nou besig om die boek van Samuel weer te lees en wat hy vir Saul koning gemaak het en daarna het hy vir Dawid gesalf en as Samuel na die dorp ingekom het, dan van hierdie manne het vooruit gegaan en gevra, kom jy in vrede? Dit is hoe bang hulle vir die profete half was en hy het gesê ja, ek is kom met goeie tyding en ek kom met vrede. Want hulle het geweet as God se profeet iets gesê het, dan sal dit gebeur. Maar hoe sal God ons nie waarsku vir dit wat nou in die wêreld aan die gang is nie? En as jy die woord lees en bestudeer en jy gaan kyk dan na David Wilkerson, Johanna Brandt, Senior van Rensburg, Alois Ilmaier, Roger Thiel, hierdie tipe mense se profetiese visioene, gesigte wat hulle gesien het, dan pas dit perfek by mekaar. So dit maak dalk nie vir my sin dat mense hulle nie steur daaraan nie, maar as jy van hierdie mense is wat jou nie daaraan steur nie, weet jy wat, jy hoef nie die hele boek te gaan koop van Senior van Rensburg of van Johanna Brandt of van David Wilkerson nie. Gaan kyk 'n 10 minute video en die Engelsman sê educate yourself. God sê in sy woord dat my volk gaan te gronde as gevolg van 'n gebrek van kennis. So jy kan mos nou die kennis
inkry en dan besluit of jy dit verwerp. Maar ja, dit was vir my interessant geweest want ek kan net nie verstaan hoe sekere mense net nie dit kan insien nie. En dit is seker maar nou die opinie wat ek probeer oorbring na jou toe as die kyker of die luisteraar. Het jy al die moeite gedoen om selfs net 'n paar YouTube video's te gaan kyk oor David Wilkerson, Johanna Brandt, Siener van Rensburg, Eloise Illmeyer, Roger Thiel? Dis 10-15 minute lange video's. So hoeveel ander video's kyk ons nie van hoe 'n persoon kos maak of hoe hulle snaakse dingetjies aanvang of kat video's of grappie video's nie. Ek bedoel kyk dit een keer en besluit, dis vir jou of dis nie vir jou nie. Dis altyd vir my so snaaks as iemand 'n baie sterk opinie oor 'n saak het, maar hy het geen kennis oor die saak nie. Dis hoekom as iemand vir my sê daar's iets fout met my motorkar, dan luister ek daarna want ek het geen kennis oor hoe my motorkar aan die binnekant werk nie. Die timing wheel en al sulke tipe dinge nie. Ek gaan net nie weet nie. So ek sal maar net stil bly en sê, okay, ek ek bring hom na jou toe. Maar ek sal hom ook 'n bietjie gaan oplees om te kyk of my 'n rad voor die oë draai en dit is seker maar waar die les daaraan lê, is om jouself ook 'n bietjie net ten minste 'n klein bietjie op te skerp met kennis om seker te maak jy word nie 'n rad voor die oë gedraai nie. So gesamentlik met ons Hemelse Vader se woord en met die profete kan jy tog 'n besluit maak of hierdie mense heeltemal die dinge uit hulle duim uitgesuig het en of dit werklik so is. Van my kant af skep dit 'n skrikwekkende prentjie wat hulle geprofeteer het vir wat vir ons voorlê, maar tog almal van hulle is daar goeie nuus aan die einde van die herstel van Suid-Afrika, die herstel van die wêreld en hoe vredevol en lekker gaan dit wees om in daai tyd te lewe. Ons gaan 'n paar van hierdie David Wilkerson, Johanna Brandt en Siener van Rensburg, ons gaan 'n paar YouTube video links in ons description sit en dan kan jy daarop klik en dan kan jy daai 1 of 2 of 3 videoetjies van dit gaan kyk en kyk bietjie hoe jy in jou hart en in jou gees voel nadat jy dit gekyk het, of jy dit verwerp en of jy dalk saam met hulle stem. Van my kant af, ek hoop jy het 'n fantastiese lekker dag en geseënd wees deur ons Hemelse Vader. Mooi loop.